Vriende, goeiemôre. Net so 'n bietjie sagter, Jakob. Vriende, ons is vanoggend hier so saam om van Tannie Melba afskeid te neem. En daarom om François, vir julle as kinders, familie, ons dink in besonder aan julle vandag. Mag julle in besonder die Here se teenwoordigheid beleef vandag. Mag julle beleef dat die Here sê, wanneer die pad swaar en moeilik is, dan kry hy juis 'n stewiger greep op ons. Dan is dit hy wat ons vashou, vir ons dra, vir ons krag gee. So mag julle iets daarvan beleef van die Here wat sê, hy is die goeie herder, hy sien om na sy skape. Dis ons gebed, en besonder vir julle elkeen vandag. Kom ons raak vir 'n oomblik stil, dan bid ons saam. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lente van dae. Amen. Liewe vriende, ek wil julle tog groet vanoggend met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir julle. En dit kom van die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan 'n lied saam sing, dis 'n ou Halleluja lied, Jesus min my salig lot. Dalk gaan jy nou teruggaan na jou kinderkraans daartoe, maar ek dink dis 'n baie gepaste lied ook vir Tannie Melba wat sy in gedagte gehad het vir vandag. So kom ons staan en sing ons hierdie lied ook tot eer van die Here. Alles
Vriende, ons gaan net die een versie lees vandag, Johannes 3 vers 16. Voor ek dit vir ons lees, kom ons raak net eers weer vir 'n oomblik stil. Here, dankie dat ons nou kon sing dat Jesus min ons. Dankie vir daardie wonderlike wete dat dit u wese is, u hart is. Here, dat u ons so goed ken, u weet presies wat elkeen van ons vanoggend beleef en ervaar. U sien die pad wat elkeen van ons stap. U sien al die emosies wat ons beleef. Maar Here, dan is dit vir ons so kosbaar dat ons kan weet, u sorg vir ons op hierdie pad. U sien om na ons, u dra vir ons. U gee vir ons krag. Dankie dat u woord dan juis ook tot ons wil spreek vanoggend om vir ons te kom herinner aan u wese. Daarom, o Heilige Gees, mag u spreek tot elkeen van ons vanoggend. Amen. Vriende, net die een versie, Johannes 3 vers 16, die baie bekende gedeelte. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Net hierdie een versie vir ons vanoggend. Nou, toe ek verlede week by Oom Frank van die familie sommer net omgegaan het en sommer net gesels het oor vandag se diens en toe ons nou praat oor die liedere, toe het Oom Fransjo so terloops net genoem dat Tannie Melba was lief vir Halleluja liedere. En een Halleluja lied wat ek dink binne vanoggend baie gepas is die ou Halleluja lied wat sê, bring my die ou tyding. Ek dink dis een van daai liedere wat ons waarskynlik mee groot geword het. Baie van julle het dit van klein tyd af gesing. En ek dink die woorde van hierdie lied is eintlik so gepas vir vandag. Hoor net weer hoe sê dit? Dit sê, bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil, van Jesus sondaars liefde, die liefde sonder pyl. En dan gaan die lied verder en sê, bring my die tyding dikwels, want ek vergeet so gou, lang voor die middaghitte smelt reeds die môre dou. Grypende woorde, né? En dis woorde wat ek dink hierdie tyding vir ons vandag weer wil kom duidelik maak van Jesus Christus, wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het. En dalk het ons juis nodig om vanoggend weer aan hierdie eeueoue boodskap, hierdie ou tyding herinner te word aan. Want dalk is dit soos die lied sê, dat ons vergeet so gou. En ek dink daarom is dit so spesiaal dat Tannie Melba spesifiek gevra het dat Johannes 3 vers 16 vanoggend gelees moet word. Dat dit die teks is. Dat ons herinner kan word. Want dit is, soos die lied sê, soms vergeet ons. En die verdere spesiale van hierdie teksvers is dat sy dit spesifiek in 'n briefie nagelaat het. Spesifiek verwoord het oor wat vanoggend hier moet plaasvind. Sy het dit in haar eie handskrif geskryf en sy het dit by Melies gelos. En ek wil graag die briefie tog lees, want ek dink dit skets so half die agtergrond. Dit is die fondament waaroor vanoggend gaan. Ek lees vir ons in haar woorde. Die familie en die kerk van die oorledene reël gewoonlik 'n roudiens ter afskeid van die oorledene.
Ek wil asseblief min aandag hier tydens kry en vra dat die prediker asseblief 'n bekeringspreek sal hou. Die Bybelvers is Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die prediker moet asseblief verduidelik hoe 'n persoon 'n bekeringsgebed moet bid. Ek het nie genoeg siele tot bekering help kom nie, maar al sal net een persoon herbesin en tot vergifnis bid en die ewige lewe begeer, dan het my roudiens ewigheidswaarde. En dis merkwaardige woorde, né? Tannie Melba wil vanoggend vir ons kom herinner, wat is die kern van ons geloof? Waaroor gaan dit nou eintlik? God het die wêreld lief. En dan kan ons dit vanoggend baie meer persoonlik maak. God het vir my lief. God het vir hom François lief. God het vir jou Lenet lief. Vir Johan, vir George. Hy het julle lief as familie. En hoe wonderlik dan dat Tannie Melba kom en sy wil ons hier aan herinner, want dit is waaroor die lewe gaan. Dat ek sal besef, God het my so lief. Nou wonder ek vra myself af, is dit nou nie die beste nalatenskap wat jy kan agterlaat nie? Want sy sê pertinent in haar briefie, dit gaan nie oor haar nie. Dis nie waaroor vanoggend gaan nie. Vir haar is die fokus op Jesus Christus, die verlosser, die een wat gesterf het aan die kruis. So daarom moet ons vir mekaar vra vanoggend, wat beteken Johannes 3 vers 16 vir jou? Wat beteken dit vir jou vanoggend persoonlik? Dat Jesus sê, ek het ook jou lief gehad. Ek het ook vir jou aan die kruis gesterf, in jou plek. Nou, dink Tannie Melba wou nie vreeslike diep teologiese beredenerings oor hierdie vers gehad het nie. Dink jy dit is wie sy was nie? Sy wil bloot die evangelie in sy eenvoud vanoggend vir elkeen van ons kom neersit. Die eenvoud. Dit het my laat dink aan die storie van Karel Barth. Die baie ons het gepraat oor dit, jy het genoem, Maria, van hierdie verhaal. Karel Barth is seker een van die grootste teoloë van die 20ste eeu gewees. En op 'n dag is hy voor verslaggewers en hulle voer 'n onderhoud met hom en hulle vra toe vir hom en sê, maar meneer, u het nou al hierdie boeke oor God geskryf. Wat is nou die een ding wat u sou wil uitlig oor wie God is? Dan sê Karel Barth, mense het nou verwag, hy gaan nou hierdie diep teologiese antwoord gee, né? Maar dan kom hy en hy in sy eenvoud en hy sê, that's easy. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. En dan sê die verslaggewer, maar hoe weet hy dis waar? Hoe weet hy dat dit so is? En dan kry Karel Barth net so breë glimlag op sy gesig en hy sê, want my ma het my dit van klein tyd af geleer en vertel. Dis die eenvoud, né? Van Johannes 3 vers 16. En wat 'n genade dat julle 'n ma gehad het, en 'n ouma gehad het, en 'n vrou gehad het, en 'n vriendin gehad het, wat dit vir julle geleer het, geleef het. Die eenvoud daarvan, Jesus min my salig lot, ek weet dit uit die woord van God. En ek dink dit het geweldige implikasies vir ons as gelowiges. Om te besef dat God het my so lief gehad, dat hy sy lewe vir my gegee het. So dalk moet ons vir mekaar vra, maar hoe werk dit en hoe
Hoe maak ek dit prakties in my eie lewe? Hierdie hele ding van bekering, nee, wat vir Tannie Melba in haar briefie so belangrik was. Nou, as ek hieroor dink, dan die eerste ding wat ek besef is dat ek en jy, ons staan aan die ontvangkant van genade. God stort sy genade in ons in. En dit help my om op hierdie punt te dink aan wie ek is en hoe ek is. Want so dikwels trap ons in 'n slaggat van ons dink hoe ons is gaan maak dat God ons meer liefhet. En dis bloot net nie die geval nie. So wie ek is en hoe ek is. Nou om dit te verduidelik 'n metafoor van dryfsand. Wanneer ek hieroor dink, dan help dit my om in beelde te dink. En ek dink dis wat Tannie Melba ook wou op die tafel sit, né? Dat ons duidelik in eenvoudige taal kan sê, wat beteken dit dat Jesus Christus my verlosser is? So wanneer ons in hierdie wêreld inkom, ek en jy, is ons verlore mense, né? En dit is om soos in dryfsand te wees. Met ander woorde, jy's in hierdie dryfsand, jy sak stadig en al hoe dieper in hierdie dryfsand in. En dis jou identiteit, jy is verlore, jy kan nie self uit hierdie dryfsand uitkom nie. Aanvanklik probeer ons, né? Ons dink by onsself, ek kan self uitkom, ek moet net beter begin leef, ek moet net minder sonde doen, ek net my naaste meer lief hê, ek moet net beter wees met my man of my vrou of my familie of al daai goeders dink ons, as ons dit doen, as dit is nou hoe ek is, dan gaan ek op 'n manier uit hierdie dryfsand kan kom. Maar dan met die besef dat ek kom nooit uit nie. Ja, dit gebeur dalk soms as soos die Engelse sal sê dat ek so lucky streak het, né? Dan het ek 'n goeie tyd en dit gaan goed en ek doen al die regte goed en ek voel vir my ek leef reg en ek doen die regte goed en dan lig ek myself so 'n bietjie uit, maar wat gebeur? Omdat my identiteit nog sondig is. Dan doen ek maar weer iets verkeerd en dan sak ek maar weer terug in hierdie dryfsand. So die een ding wat Johannes 3 vers 16 sê, is dat ek en jy moet besef dat ons kan nie self uit hierdie dryfsand uitkom nie. Ons kan nie. Dit is onmoontlik. Juis omdat ons sondige mense is. Juis omdat ons verlore is. Maar dan kom Jesus Christus en hy staan op die vaste grond. En hy is nou die verlosser en hy is die een wat ons trek uit hierdie dryfsand uit. En dis wat wedergeboorte is, nie? Dis wat bekering is, dat ek besef, Here, ek kan nie myself red nie, U is die een wat my moet red. Ek is so aangewese op U verlossing, op dit wat U doen, dat ek eintlik maar net 'n noodkreet kan gee na hom. En dan red hy my. Dis die wonder, né? Dan haal hy my uit hierdie dryfsand uit en hy sit my op die vaste grond neer. Nou het my identiteit verander. Nou is ek nie meer die sondige mens nie, nou is ek 'n nuwe mens in Christus, het hy my nuut gemaak. Dis nou wie ek is. Vas en seker 'n kind van God. Nou raak die hoe ek is, raak nou nie meer iets wat ek moet doen om uit die dryfsand uit te kom nie. Die hoe raak nou iets wat ek doen omdat ek uit die dryfsand uitgehaal is. So hoe ek is, kom al hoe meer nou in lyn met wie ek is. So nou lees ek my Bybel en ek leef reg en ek lief vir my naaste en ek gee om en ek doen al hierdie goed nie meer om uit die dryfsand uit te kom nie, maar omdat ek uit die dryfsand uitgehaal is. En dis die goeie nuus van die evangelie. Dis die goeie nuus van Johannes 3 vers 16. Dat God het vir jou en my so lief gehad, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, en op grond daarvan en daarvan alleen, as ek uitroep na hom, dan red hy my. Hy trek my uit die dryfsand uit. Hy sit my op die vaste grond neer. Hoe wonderlik is dit, my vriende? Dit is die boodskap van Johannes 3 vers 16. En ek dink Tannie Melba het iets hiervan verstaan.
Ek is vas oortuig dat sy nuut gemaak was. Dat sy uit die dryfsand uitgehaal was. Want alles wat sy gedoen het, hoe sy was in lyn met wie sy was in Christus. Sy het nie al hierdie goed gedoen en haar menswees gewees om self uit die dryfsand uit te probeer kom nie. Sy het dit gedoen omdat sy uit die dryfsand uitgehaal was. Omdat Jesus Christus haar verlosser was. So vanoggend kan julle as familie bely en sê, God het vir Melba so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun vir haar gegee het. Sodat sy nie verlore sal gaan nie, maar dat sy die ewige lewe sal hê. Hy het haar uit die dryfsand uitgehaal. En dis die goeie nuus vir jou en vir my vanoggend. Dis wat sy wil gehad het, ek en jy moet hoor. Dalk sit jy nog vanoggend en worstel jy met 'n klomp goed in jou lewe. Dalk voel jy nog so, jy moet self uit hierdie dryfsand uitkom. Maar hoor dan die goeie nuus. Dit hang nie van jou en van my af nie. Jesus Christus is die een wat ons red, wat ons uittrek. Laat my nog ons dink aan die woord Sela. Dit is een van my gunsteling woorde op die oomblik. Sela sal jy nogals in die psalms aantref. Baie keer as jy die psalm lees, dan aan die kant staan die woord Sela. Dit beteken om tot rus te kom, om 'n pause te neem, om amper te half oordink wat het jy nou gesê of gesing of bely. En as ek nou aan Tannie Melba dink, dan dink ek nou aan die woord Sela. Waarskynlik vanoggend vir ons wil sê, kom tot rus, vertoef vir 'n oomblik. Dink na oor hierdie wonderlike boodskap dat Jesus Christus vir jou gesterf het. Dink vir 'n oomblik na dat jy uit die dryfsand uitgehaal is. Dink vir 'n oomblik na dat hy jou op die vaste grond neergesit het. Dink vir 'n oomblik na dat hy jou identiteit verander het. Dat hy jou 'n nuwe mens gemaak het. Dink vir 'n oomblik na aan hoe jy is. En of dit in lyn is met wie jy is. Dis die wonder van hierdie nalatenskap van Tannie Melba. Dat ons vanoggend kan vertoef, kan rus, Sela, en herinner word aan hierdie ou tye. So ek wil graag 'n paar oomblikke gee. Dat jy net vir 'n oomblik sal stil raak en net sal dink aan hierdie nalatenskap. Sal dink aan Johannes 3 vers 16. Sal dink aan die dryfsand. Dalk 'n noodkreet ook en sê, Here, kom haal my uit. Kom verander my. Kom ek gee 'n paar oomblikke dat jy met die Here kan gesels. En dan sal ek vir ons voorgaan. Here, dankie vir hierdie paar oomblikke van vertoef, van rus, van nadink. Dankie aan hierdie wonderlike boodskap van Johannes 3 vers 16. Dankie dat hierdie ou tyding weer vanoggend vars en nuut tot ons kom. Dankie vir u genade wat u in Tannie Melba se lewe ingestort het.
Dankie dat sy ook Johannes 3 vers 16 persoonlik kon maak en sê, omdat u vir Tannie Melba so lief gehad het u enige gebore seun ook vir haar gegee, ook in haar plek gesterf. En dankie Here dan vir daardie nalatenskap, dankie dat dit vir haar altyd gegaan het oor u. Dat sy nie op die voorgrond wil wees nie. Here, dankie dat ons herinner kan word, ook aan hoe ons is. Mag hoe ons is al hoe meer in lyn kom met wie ons is in Jesus Christus. Mag hoe ons is wees soos ons uitgehaal is uit die dryfsand. Nuwe mense in Christus. Dankie dat u daardie sekerheid vir ons kom gee. Dankie dat dit ewigheidswaarde het. Dankie vir die wonderlike prentjie in ons geestesoog waar ons kan sien Tannie Melba in u teenwoordigheid. Sy sit aan die feestafel saam met u. Maar Here, ons kom bid vir oom François en vir George en Lynette en Johan en die res van die familie en die vriende. Here, wat nou nog hierdie pad moet stap, en 'n swaar en 'n moeilike pad, 'n pad van gemis en verlange. Mag die troos elke sekonde wees, Here, dat Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gesterf het en opgestaan het, en so die lewe gebring het. Dankie vir Tannie Melba se nalatenskap. Dankie dat ons dit kan koester. Dankie dat sy ook vir ons 'n uitwyser was na Jesus Christus. Aan u kom al die lof, die eer en die aanbidding. In Jesus se naam. Amen. Ja, vriende, ek gaan 'n huldeblyk lees namens Lynette, wat sy ook vir haar ma geskryf het, en dan gaan ons ook geleentheid gee as daar dalk iemand is wat nog iets sou wou sê of 'n huldeblyk wil bring, is jy baie welkom om na vore te kom. En as dit dan klaar is, sal ek net vir ons 'n paar bedankings doen, en dan sal ons afsluit die diens met 'n laaste lied, en dan sal ons tee drink na die tyd in die konsistorie. Maar ek lees graag die huldeblyk ook van Lynette. My liefste mamma en kosbare vriendin, ek het geweet dat hierdie dag sou aanbreek, en het die Here in my gebede gevra om ons twee dierbaarste ouers eendag genadig te wees wanneer hy hulle kom haal. Vandag wil ek begin om hom met my hele hart te bedank vir die onbeskryflike genade om my moeder in haar slaap te kom haal op Vrydagoggend 13 Maart. Ek het die pragtige deel van 'n kosbare vriendin ontvang wat sê, "The best moment in a Christian's life is their last, as it is the closest to heaven and marks the transition from earthly struggle to eternal glory. This moment is the richest, where the last breath on earth becomes the first sight of God, our Father." Hoe ontsettend dankbaar is ek vandag, Jesus. Dankie dat u haar vir ons soveel langer geleen het. Dankie dat ons weet, sy is vandag by u. Haar hele lewe was 'n toewyding aan die Here. Een van haar kleinseuns het baie jare terug al genoem, dat indien ons oor iets worry, gee dit net vir ouma. Sy bid die dinge uit dit uit. Ons kan nou net die regte woorde daaraan gesit het, maar wat 'n getuienis is dit nie. Sy het soveel pragtige geestelike gawes van die Here ontvang. Sy was so tevrede met alles. Nederig, liefdevol, verdraagsaam, gasvry, en het altyd net die positiewe in ander raak gesien. Altyd almal om haar bo haarself gestel. So onselfsugtig. Sy kon so maklik vergewe, want ons almal maak foute. Mamma,
Jy voltooi jou aardse wedloop met 'n goue medalje. Jou liefde vir pa, kinders en kleinkinders mis ons reeds ontsettend baie. Pa, baie dankie dat jy ma so ontsettend lief gehad het en so mooi na haar gekyk het en haar so waardeer het. En julle is welkom as daar dalk iemand is wat nog iets sou wou sê. Goed, dan doen ek vir ons die bedankings ook namens die familie. Liewe familie, vriende en geliefdes, namens die familie wil ons vandag ons opregte dank en waardering uitspreek teenoor elkeen wat by hierdie herdenkingsdiens van Melba teenwoordig is. In hierdie tyd van verlies en hartseer het julle teenwoordigheid, gebede, boodskappe en ons ondersteuning vir ons ongelooflik baie beteken. Die eetgoed, besoeke, telefoonoproepe en WhatsApp boodskappe was soveel besondere getuienis van watter lieflike mens Melba was. Ons sê opreg dankie aan elkeen wat op enige wyse uitgereik het. Ons neem vandag afskeid van Melba, 'n besondere vrou, 'n liefdevolle ma en 'n dierbare ouma, wie se lewe gekenmerk is deur omgee, positiwiteit, onselfsugtigheid, wysheid en onvoorwaardelike liefde. Haar nalatenskap leef voort in elkeen van ons en in die herinneringe wat ons altyd sal koester. Dankie aan Melba wat ons nou moet groet en van wie ons afskeid neem. Haar lewe was 'n seën vir almal. Ons wil graag spesiale dank betuig aan High-Tech Sekuriteit vir hul vinnige optrede en hul hulp met die kontak van die eerste noodreaksiespan op Vrydag 13 Maart. Julle professionaliteit en spoed het in 'n kritieke oomblik baie beteken. Opregte woord van dank ook aan Guardmed vir hul flinke, simpatieke en sorgsame diens. Julle deernis het 'n groot verskil gemaak in die baie moeilike tyd. Baie dankie aan Keaton Funeral Services vir jul onverbeterlike professionele en deernisvolle ondersteuning met die reëlings. Julle het hierdie proses met groot respek en waardigheid hanteer. Opregte dank aan Dr. Nico van der Merwe, haar kardioloog, vir die liefdevolle sorg en uitstekende behandeling wat hy aan haar gebied het. Sy toewyding, deernis en professionaliteit het vir ons as familie baie beteken. Ons sal ook opregte waardering uitspreek teenoor Aniek hoofkantoor en haar oud konsultante vir al die liefde, ondersteuning en loyaliteit, as ook die mooi getuigskrifte van haar as leier. Hoe positief, inspirerend en opbouend sy vir soveel mense was. Die boodskappe wat ons van soveel ontvang het, word opreg waardeer. Ons waardering ook aan Kent en Apteek, Spar en Hair by Judy wat Melba altyd so besonder gehelp en ondersteun het. 'n Opregte woord van dank en waardering aan elkeen in Somerset Oos vir julle kosbare vriendskap, liefde en ondersteuning. Julle teenwoordigheid in Melba se lewe het baie beteken en sal altyd met dankbaarheid onthou word. Saterdagmiddag op Somerset Oos het vir Melba soveel vreugde gebring. Die kosbare kuiers saam met 'n groep vriendinne oor baie jare was vir haar van onskatbare waarde. Ons het 'n diepe waardering vir hierdie getroue vriendskappe wat haar lewe so ryklik verryk het. Aan elkeen van die huisvriende baie dankie vir die lekker kuiers, die warmte en die liefde wat julle so mildelik gedeel het. Julle teenwoordigheid het haar dae gevul met lag en opregte verbondenheid. Aan Patrick en Christel as bure in Boesmans, baie dankie vir julle besondere omgee en beskermende teenwoordigheid. Die bederf met eetgoed tydens Melba se verjaarsdae en huweliksherdenkings en sommer ook so tussendeur het soveel vreugde en warmte gebring. Julle liefde en sorg het 'n groot verskil gemaak. Aan Anna-Maret en Jakes, opregte dank vir al die heerlike eetgoed en die kosbare besoeke. Julle teenwoordigheid en omgee het vir Melba soveel beteken en het haar dae verryk. Aan Melise, Tian en Minke, 'n baie spesiale dankie vir die heerlike en die gesonde smoothies
milkshakes en al die lekker bederf eetgoed en kos wat julle so gereeld met liefde gebring het. Julle omgee het werklik haar lewe verlig. Julle kuiers saam met klein Mienke was van haar grootste vreugdes. Sy het hierdie naby agterkleinkind so innig waardeer en elke oomblik saam met haar geniet. 'n Spesiale dankie ook vir vandag se kaaskoek by die tee. Dit was een van ouma se groot gunstelinge en 'n besonderse gepaste bederf om haar mee te onthou. Aan Daan Malherbe, Daan, baie dankie vir al die besoeke en al die heerlike saambraai oomblikke. Dankie vir jou ondersteuning op 13 Maart. Jou liefde, ondersteuning en getrouheid as susterskind word opreg waardeer. Aan die NG Gemeente Dias, waarby Frans van Melba ingeskakel het, baie dankie vir die wonderlike ondersteuning, die besoeke, die tee en die eetgoed. Julle omgee het ons diep geraak. Dankie vir al die hulp en moeite met die tee en eetgoed wat ons nou almal hier saam kan geniet. Dankie aan Shirley Povey, as skater in Kenton vir die heerlike soutbord eetgoed by vanoggend se tee. Baie dankie aan Darryl Koekard daar agter, ook vir die maak van die YouTube video. En aan Melise en Renay vir die saamstel van die pragtige skyfie vertoning. Dit is kosbare herinneringe wat ons altyd sal bewaar. Aan Erika, die koster, Erika, baie dankie vir jou onbaatsigtige diens en sorg vir die beskikbaarstelling van die kerk, die skoonmaak, die noukeurige regsit van alles wat nodig is. Jou stil, getroue werk het soveel bygedra tot die waardigheid van hierdie diens. Aan Jaco, die tegnologie en klank, ons wil jou opreg bedank ook die hulp met die tegnologie en die klank tydens die diens, jou toewyding en sorg agter die skerms het verseker dat alles vlot verloop en dat elke woord en hulpblyk duidelik oorgedra kan word. Dankie Jaco. Hartlike dank, 'n woord van dank ook aan elkeen van die kleinkinders vir julle liefde, teenwoordigheid en die besonderse rol wat julle in ouma Melba se lewe gespeel het. Julle het vir haar groot vreugde gebring en was vir haar baie kosbaar. Baie dankie aan Maria, as skoondogter vir jou liefde, jou onselfsugtige hulp en onvoorwaardelike ondersteuning aan ma. Jou flikse bydrae in die huis en die kosbare foto's wat jy so gereeld geneem het, sal altyd vir ons van groot waarde wees. Davie, baie dankie vir al jou liefde en omgee wat jy oor soveel jare vermaak gehad het. Jy was waarlik die beste skoonseun wat enige ma kon begeer. So na aan haar hart, dat dit baie keer gevoel het asof jy haar eie kind is. Die band van liefde en wederwysige waardering wat julle gedeel het, was iets besonders om te aanskou. Sy het altyd jou kant gekies, met 'n sagte glimlag en 'n diep vertroue. Julle spesiale oomblikke saam, kuiers, grappies en roomys, sal vir altyd kosbare herinneringe bly. Sedert 4 Januarie 1986 is jy 'n deel van ons familie en ons is opreg dankbaar vir die plek wat jy in ma se lewe en in ons almal se ingeneem het. Namens George en Johan, 'n opregte woord van dank aan Lenet, wat oor die jare heen en veral die afgelope paar jaar, nadat ons ouers hulle permanente Boesmans gevestig het, met soveel sorg en liefde na haar omgesien het. Lenet, daar is geen woorde wat kan beskryf wat jy vir hulle beteken het nie, en wat jy steeds vir pa doen nie. Veral ook die afgelope tyd na ma se heen gaan. Jy het altyd tyd gemaak, kos en lekkernye voorsien, en hulle met liefde en sorg oorlaai. Weet maar net dat ons jou altyd en innig dankbaar sal wees. God sien jou en seën jou hiervoor. Dan 'n baie spesiale woord van dank aan ons pa, François, as hoof van ons huis, vir die pragtige rolmodel wat jy en ma vir ons as kinders was en steeds is. 'n Voorbeeld van respek, onvoorwaardelike liefde en 'n diepe toewyding aan Jesus. Julle het vir ons 'n ware Christenhuis geskep, waarin ons met geloof en vaste waardes kon groot word.
Ma het pa absoluut bewonder en liefgehad. Haar liefde vir haar man en kinders was altyd haar eerste prioriteit. Julle het 'n besondere mooi en gelukkige huwelik van 64 jaar gedeel. 'n Inspirasie vir ons almal en 'n kosbare nalatenskap van liefde en trou. Ten slotte wil ons dank en eer aan ons hemelse Vader bring. Ons is dankbaar dat hy haar vir 89 jaar aan ons geleen het. Die Here het haar geseën met besondere talente en sy het dit met oorgawe gebruik en vermenigvuldig. Dankie Here, dankie Jesus. Mag ons troos vind in die wete dat haar lewe 'n seën was en dat haar liefde altyd deel van ons sal bly. Met opregte dankbaarheid, François, George, Lenet en Johan. Vriende, op daardie punt gaan ons diens afsluit met dan nog 'n haleluja lied wat sê bring my die ou tyding. Ek dink dit is 'n wonderlike lied wat iets vasvang ook van Johannes 3 vers 16. Want aan die Melba wat ons wil herinner aan die kern van ons geloof, dat ons herinner sal word. Ons gaan afsluit met die lied en dan sal ek die seën uitspreek en dan is julle welkom om 'n koppie tee te kom geniet in die konsistorie.
mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die vertroosting van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.